Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Welkom by vandag se episode. Dis vir ons 'n voorreg om hier by mekaar weer te mag wees op hierdie besonderse manier om weer meer van die Here te leer en in geloof te groei. Dit is weer 'n voorreg daarin dat ons so saam kan gesels, man. Dis lekker, Jacques, dankie Jan. Ja, goed, ons kan vandag lekker saamgesels oor God se voorsienigheid of God wat voorsien. En hierdie temas van hierdie hele week oorvleuel eintlik redelik mekaar, maar ons het gedink om spesifiek te praat oor God se voorsienigheid, hom as voorsiener vir ons lewe. En ons het gepraat oor hom as die skepper en die onderhouer van alle dinge, maar dat hy ook alles wat hy dan nou geskep het vir ons ook voorsien in sy liefde en in sy goedheid vir ons as gelowiges. En as ons dink aan hom as die voorsiener, dan dink ons ook aan hom wat vir ons voorsien letterlik vir alles wat ons na liggaam en na gees nodig het. En die troos wat ons ook daaroor het, ons kan dalk praat oor God se algemene genade en sy besondere genade. Ek kan dalk vinnig net dit verduidelik wat ek daarmee bedoel is. Sy algemene genade is dat hy dit laat reën byvoorbeeld oor alle plekke, selfs oor die ongelowiges se grond. Hy voorsien ook lewe en kos en geleenthede selfs vir ongelowiges. Dis sy algemene genade, maar sy besondere genade is dat hy ons uitverkies het in Christus, dat hy vir ons die geloof skenk wat ons nodig het om verlos te word, en dat hy 'n besondere genade het vir sy uitverkore kinders. Maar die feit dat hy oor die algemeen voorsien vir sy hele skepping, dis baie duidelik vir ons vanuit die woord, en die wonder ook daarvan om te sien dat hy die voorsiener is. Nou, ons het gepraat ook vroeër die week oor hom as ons Vader, wat vir ons voorsien in alles wat al ons behoeftes, maar dat hy ook in die besonder vir ons voorsien in sy goddelike almag. So dis maar net so inleidend waaroor vandag se tema gaan. Ja, baie dankie Daniel. Nee, dit is beslis so. Maar baie mense sal sê ek het toevallig hierdie beleef. Ek het toevallig gesien hoe die Here hierdie doen, of ek het toevallig hierdie omstandighede nou so mooi uitgewerk dat ek op die einde van die dag hier kon wees, hierdie uitkoms kon kry of hierdie eksamen kon deurkom. En daar's glad nie by 'n gelowige iets soos toevallig nie. Daar bestaan eintlik nie iets soos toevallig nie. Want as mens sê dis toevallig, dan sê mens die Here is nie in beheer nie. Dan sê mens daar's dinge selfs buite God se beheer. En ons het al klaar in die vorige opname dit duidelik gemaak dat God die koning, die regeerder, die onderhouer is van alles, en daar's niks buite sy beheer nie. Hy is die alwetende. Ons het met ons reeks gedoen oor wie God is. En sy alwetendheid weet hy alles en niemand kan niks van wegsteek nie. En dit bring mense by die berusting dat God wel alles weet. En dit gee mense dan die troos dat wanneer mense dan praat van voorsien, as mens nou kyk na voorsienigheid, nêrens in die Bybel sien ons die woord voorsienigheid wat gebruik word nie, maar die uitwerking van God wat voorsien. Byvoorbeeld as mens nou kyk na die lyn tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, hoe God gesorg het dat daar 'n middelaar kom, 'n verlosser kom, dat die bloedlyn kon aanhou voortbestaan sodat uit Dawid se nageslag Christus kon kom. Sien ons byvoorbeeld by die boek van Ester, hoe die Here dan besonder daar gesorg het, hoe die Here daar gewerk het dat die bloedlyn wel kon voortgaan, sodat Israel nie heeltemal uitgewis kon wees nie. En dit is die sorg waarvan ons hier praat, die voorsienigheid van die Here wat ons hier van praat. Dis die Here wat in midde van ons, wat jy kan eintlik maar sê sy hande afgekap is, wat nie in staat is om uitkomste te kry, of nie in staat is om iets te kan doen nie, het die Here ingetree en het hy uitkomste. Dis baie keer daai gevalle waar mens jouself so in 'n mik in bekommer oor
maar hoe gaan ek deur die omstandighede kom of hoe gaan ek op die einde van die dag uitkom sien, want jy sien nie die ander kant van die donker tonnel nie, en dan kom die Here en dan gee hy vir jou daai uitkoms en dan is dit om die Here daarin raak te sien, te kan besef en te kan bely, maar dit was nie ek nie. Ek het myself nie uit nie. Ek kon nie myself, ek het eintlik nie gedink ek gaan myself hier uit kan kry of ek het nie gedink dit sal moontlik wees om hier uit te kom nie en die Here het daai uitkoms gegee. En dis die voorsienigheid van die Here, dat hy werklik waar so 'n mooi pad stap dat selfs wanneer ons dink ons nie in beheer nie, kan ons die troos sê dat die Here is in beheer. En dit gee vir mense dan die voorreg ook om te weet dat hy die een is wat sal sorg. Definitief, ja. En ek dink ook dat ons dis kom ek sê die temas oorvleuel of sluit so baie mooi aan by mekaar, want ons het ook al vroeër gepraat in die week oor God wat in ons behoeftes voorsien. As ons dan nou bid vir hom in die eerste opname, God ons Vader, ons bid tot hom, en nou sal mense vra nou, maar ek het gebid tot die Here en ek het vir hierdie dinge gevra en ek het dit nie gekry nie. En ek dink dis iets wat baie kinders ook mee sukkel, nê, dat hulle bid vir sê maar 'n nuwe speelding of selfs volwassenes bid vir 'n ander werksgeleentheid of nuwe motor of wat ook al, en dan gee die Here dit nie, want God voorsien nie in sulke tipe dinge in ons lewe tog nie, nê. Hy voorsien tot ons beswil. Hy beskik tot dinge wat tot ons beswil is en tot sy eer is, tot opbouing van sy naam is. So hy bederf ons nie, kan ek sê, met materiële dinge nie. Dis glad nie vir ons nodig nie, nê. Ons dink ons het daai goed nodig, maar hy gee vir ons dit wat ons werklik nodig het, wat hy weet ons nodig het. Dinge soos 'n vaste vertroue in hom, 'n diep geloof, jy weet, geestelike gawes waarmee hy ons seën. Ek sê nie hy seën ons nie materieel nie, maar dit is nie die primêre waarmee hy ons seën nie. En ek dink dis iets waarna 'n mens moet vashou, is om te weet, maar ons gebedslewe moet ook opreg wees en in lyn wees met sy wil. Dat ons vir die regte dinge vra en dat ons ook weet dat hy, wanneer hy dan nou nie daai middele, daai materiële goed vir ons gee nie, dan is dit nie dat hy nou nie ons liefhet nie. Inteendeel, hy het ons juis so lief dat hy ons juis wil seën met dinge wat vir hom belangrik is en dinge wat hy meen is vir ons beswil. Want 'n nuwe verhouding, sê maar as mens bid vir 'n huweliksmaat spesifiek in jou gedagtes nou, dan is dit nie noodwendig vir jou die beste nie. Daai persoon wie jy nou geïdealiseer het in jou gedagtes is nie vir jou die beste nie, en God weet dit, en daarom gee hy dalk vir jou 'n ander persoon. Of daarom laat hy dalk nog 'n paar jaar wag vir die regte persoon. So dat 'n mens maar aan daai tipe goed vashou as ons dink aan sy voorsienigheid. Ja, en ek dink as ek dan myself hierdie vraag kan vra, ek weet ek het jou in die vorige opnames 'n bietjie vasgevra daaroor. Maar hoe sien ons die voorsienigheid van die Here daarin raak dat daar byvoorbeeld tsunamies gebeur, of daar is oorstromings, of daar is werklik waar oorlog. Hoe voorsien die Here in daai omstandighede, want mense sien nie die hand van die Here daarin raak nie. En ja, ek dink dit is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. 'n Gelowige glo dat te midde van alles is die Here nog steeds in beheer. En dis die beginpunt. Ons sit onsself onder die afhanklikheid van die Here. Ons weet dat wat ons nie in staat toe is nie, is die Here wel in staat. En dit gee vir mense die absolute vreugde dat 'n mens weet dat God se liefde ons verstand te bowe gaan. Paulus beskryf dit daar in Efesiërs 3 dat jy kan net maar sê die kubus van liefde, waar hy dan mooi duidelik maak, maar God se liefde gaan ons verstand so te bowe, dat dit groter is as wat ons ooit sal kan bid of dink. En so lief is die Here vir ons, en in daai wete dat die Here vir ons lief is, kyk ons ook na alles dat God ook ryklik seën en sorg. En natuurlik kan mens dit vra, maar veral as jy geliefde in moeilike omstandighede verloor het, veral met so 'n oorstroming of in 'n oorlog of so, vra mens myself dan af, maar hoekom het hierdie goeters gebeur?
die troos wat mense as gelowiges het, en ek dink dis maar so 'n bietjie pastorale kant van hierdie gesprek, om net so 'n bietjie praktyk hierby in te bring, is dat 'n mens rustigheid kry as gelowige in die Here self. Veral wat 'n oorstroming of vratsongeluk, goeders wat buite mense beheer is, 'n karongeluk of 'n oorlogsone wat die lewe van 'n onskuldige kind of 'n onskuldige ouer geneem het. Weet ons op die einde van die dag dat God se wil te midde van al die omstandighede geskied, en as dit sy wil was dat dit moes baie manier op daai stadium van daai persoon se lewe plaasvind, is dit iets waarby ons berusting vind as gelowiges, en ons weer die Here het op daai tyd bepaal dat hy sy kind kom haal. En ja, dis vir ons as gelowiges dan hier op aarde baie wonderlik om daai troos by die Here dan te kry, dat ons weet hy is die ene wat in beheer is. Hy is die ene wat, soos Job ook dan gesê het daar in Job 1, die Here het gegee, maar die Here het ook geneem. Nou, hy het ook moeilike omstandighede gehad, sy kinders is almal dood. Hy het op hulle ingeval, so vratsongeluk, nee. En wat mense daar kan beskryf. En ja, die besittings wat hy verloor het, op 'n aas op sy eie vrou hom verlaat en gesê vervloek die Here en sterf. En in die lig van al die omstandighede het hy self in die Here bly vertrou, het hy self sy fokus op die Here gehad en sy berusting gevind daarin, maar die Here sal weer intree, die Here sal die uitkoms gee, al sien ek dit nie nou nie, al beleef ek dit nie nou nie. En dis hoekom ons as gelowiges 'n troosdiens het, want ons het troos nie in onsself nie, ons het nie troos in ons omstandighede nie, ons het troos in die Here. En dit is dan mooi in aansluiting met wat Paulus dan daar in Filippense 1 sê, waar hy gesê het, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. En dit is vir ons as gelowiges dan daai voorreg, dat ek weet my lewe eindig nie as ek die dag my asem hier op aarde uitblaas, of as daar iets met my gebeur hier op aarde, nie my lewe gaan voort in die ewige lewe, en ek was 'n gelowige gewees, en so kan elkeen van ons wat gelowige geliefdes het, wat ons vooruit gegaan het, weet dat die Here hulle veilig in die holte van sy hand hou. Dis wat hy vir ons beloof in sy woord, en hy is nog al die pad getrou daaraan. En dit is 'n mooi deel van God se voorsienigheid, as ek weer terugkom na die onderwerp toe, dat te midde van al die dinge, voorsien die Here dan troos, hy voorsien op die einde van die dag vir ons rustigheid, dat God se wil daarin plaasvind, en hy voorsien ons troos dat dit nie uit sy beheer is nie, hy voorsien ons troos dat ons weet dat hy ons nie net daar bloos en ons seker nou nie op jouself aan nie, hy stap op pad saam met ons. Hy het tot die dood met Jesus 'n pad gestap, nee. En daai laaste gedeelte het die Here hom verlaat, toe Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Sodat juis ons beleid ook met die nagmaalformulier, sodat ons nooit weer hoef verlaat te word nie. So die Here sal ons nooit weer verlaat nie. En dit is die troost ons op die nagmaal vier, dat die Here ons nooit weer sal verlaat, met Christus die volksverlaafheid deurgegaan, sodat ons vir ewig God se kind kan wees en bly. Definitief, ja. Ja, ek wil net 'n opmerking ook verder maak oor God se voorsienigheid en die vratsongeluk of 'n tsunami of wat ook al gebeur, 'n natuurramp. Ons het ook al daaroor gepraat, maar God laat altyd iets gebeur met 'n rede. Dit sluit ook aan by die laaste gedeelte wat ons oor gaan praat, oor die toeval, niks wat toevallig gebeur, nee. So as iets gebeur, dan is daar 'n rede daarvoor. God laat dit nie maar net by kans gebeur of per toeval of so nie. Dit is nie buite sy beheer nie. Hy het 'n rede, en baie kere is 'n beproewing wat oor ons kom, is daar om ons nader te trek na God toe, of om ons geloof te versterk, of wat die rede ook al, maar daar's altyd 'n rede agter dit, of dan 'n straf, nee, vir die ongelowiges, straf hy hulle op daai manier, maar dit is nie altyd maklik om daai rede agter die gebeurtenisse agter te kom nie, maar die feit dat die goeders gebeur met 'n rede is verseker die waarheid. En dan ook wil ek maar net vinnig aanhaak, jy nou wel klaar na dit verwys oor niks per toeval gebeur nie, maar alles gebeur uit God se genade hand of uit sy voorsienigheid. Dit is heeltemal waar, net dat niks toevallig gebeur nie. Nee, toeval
en kans en geluk hoort nie eintlik eers in 'n gelowige se woordeskat te wees nie, en dit is vir ons so duidelik dat daai tipe goeders nie deel vorm van ons lewe nie, nê. Alles gebeur met 'n rede en dis nie maar toevallig dat ek hier is waar ek is of dat ek nou my lewenspad so geloop het nie. Dit is God se wil, nê. Dit sy voorsienigheid wat my hier gebring het al in my lewe. So sal ook met geluk as mense praat en sê dis maar by kans of by geluk dat ek nou dit bereik het in my lewe. Dis glad nie vir 'n gelowige bestaan dit glad nie. So dis maar net so 'n laaste opmerking van my kant af. Ja, ek is lief vir ons belydenisskrifte en ja, ek dink Sondag 10 van die Herbert's Katekismus se vraag en antwoord 28 word die gelowiges gevra, wat baat ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Dan is die antwoord, jy het ons nou al reeds gesels het, dat in alle teëspoed ons geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Ja, dit is so mooi, so mooi belydenis wat ons het, dit gee vir mense sommer troos outomaties, want jy weet, ja, daar's niks wat ek kan doen wat buite die Here se beheer is en wat buite die Here se wil is nie, en hy sal my veilig hou, en dit getuig dan weer ook van Matteus 10, waar die Here sê, dat geen haar van ons kop sal val sonder sy wil nie. En dit is eintlik iets pragtig daarvan ook, van die getuienis dat God so in beheer is, dat selfs geen haar van jou kop afval, as nie sy wil is nie. En hoeveel haar het ons nie op skool, ek nou bitter so baie haar al by my afgeval, maar die uiteinde van die saak bly maar, dis die wil van die Here, nee, en dis vir ons die voorreg wat ons mense het, is om dit te kan getuig, teenoor ander mense ook, dat God so in beheer is, dat dit nie vir ons is om te sê hoe dinge moet gebeur nie, dit is sy wil wat moet beskied, en soos wat ons bid, ook in onse Vader, wat ons nie ons wil, maar wat u wil geskied. Ja, en of weer graag teruggaan daarna Matteus 6, net afsluit met Matteus Romeine 8, net afsluit met die gedeelte van liefde, waar God se liefde vir ons as gelowiges so oorvloedig is. Hy voorsien so oorvloedig vir ons, dat hy vir ons die allerbeste voorsien het. En die allerbeste wat hy vir ons voorsien het, is die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Hy het alreeds vir ons die beste gegee. Die verlossing ons nodig gehad het om weer in herstelverhouding met hom te wees. En die feit dat ons daai allerbeste alreeds van die Here gekry het, getuig net van God se liefde en God se voorsienigheid, dat hy as Vader homself nie afwesig hou in ons lewens as sy kinders nie. En daarom hierso in Romeine 8 vanaf vers 35 gaan staan daar, maar wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan geskryf, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskaap behandel word. En dan is hierdie troos, hoor die troos inkom. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of teenwoordig of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde waar is in Christus Jesus ons Here. En dit gee vir mens, dit gee my sommer outomaties al reeds troos, nee. Ek hoop dit gee vir vir julle troos, dat niks ons van God se liefde kan skei nie. En as mens dan vir myself vra, hoekom gebeur al die dinge, dan maak 1 Petrus 1 vir ons eintlik die antwoord duidelik. Dan staan daar, verheug julle hieroor, dis 1 Petrus 1 vanaf vers 6, verheug julle hieroor, selfs as dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, so die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud vergaan, maar selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word,
sodat lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dit is nou, ja, wat basies op neerkom is die beproewings wat ons het in ons lewens. Dis nou al die moeilike omstandighede en dinge waar ons nie in beheer is nie, is die Here nog steeds in beheer, maar die Here bring nie goeders oor ons lewens. Soos hy het met Job en sy lewe oor hom gebring het, om sy geloof te toets. En so toets hy die Here ons geloof ook. En as mens nou mooi die gedeelte lees, dan sê hy, verheug julle oor beproewings. Hoe moet ons onsself verheug oor beproewings? Dit is nou simpel. Maar dis wat die Here vir ons hier sê, ons kan onsself daarin verheug, want ons weet dan, dis die Here wat hier so besig is om te kyk, gaan ek in my geloof gegrondves wees, of gaan ek hom prys gee, gaan ek my vertrou in hom versaak. En daarom, selfs ons, die beproewings in ons lewens gaan beleef, gaan, wat ons geloof gaan toets, gaan getoets word soos goud getoets word. En ekskuus, ek weet ek praat net baie, maar dit is belangrik dat mense hierdie noem. As hy sê hier, jou geloof word getoets soos goud getoets word, dan sê hy dat, sê die Here, dat soos goud moet gesmeld word om gesuiwer te word tot die beste suiwerheid wat mens om kan kry, nee, wat hy die duurste gaan wees, moet hy deur vuur gaan. En die Here sê nou, hy maak die vergelyking met daai goud wat gesmeld moet word om gesuiwer te word, maak jy vergelyking met jou geloof. So jou geloof as gelowige in diens van die Here gaan ook deur vuur gaan, deur moeilike omstandighede. Dit gaan seer wees, dit gaan brand, dit gaan seer maak. Dit gaan nie maklik wees nie. Waarom? Want die Here toets ons geloof sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus. Sodat jy op jou eie vandag nie sal versaak om 'n pad om te stap nie, maar jy is 'n pad om te stap, sodat jy hom kan verheerlik, nie net in hierdie lewe nie, maar in die ewige lewe ook, saam met die engele. En mag dit dan ook vir julle groot troos wees, en julle self ook verheug raak daarin, dat julle nou alreeds werk, om op pad te stap saam met die Here, en dat julle hierdie pad sal stap tot in ewigheid, omdat julle glo in ons Here Jesus Christus en geloof volhard. So, hou aan met die goeie stryd wat ons moet stap as gelowiges, volhard daarin.